Derek Redmond was 'n 400 meter Britse atleet wat in die jaar 1992 homself in Barcelona bevind by die Olimpiese Spele reg om die semifinaal van die 400 meter te hardloop. En hy was een van die gunstelinge om die finaal te behaal, maar nie net dit nie, om ook 'n medalje te verower. Want julle sien, die jaar voor dit bevind hy homself by die wêreldkampioenskappe saam met sy span en hulle verower daar die goue medalje in die 4x400 meter. So hy tree nou in die Olimpiese Spele in as 'n wêreldkampioen. En wie sou kon raai? Hy was maar net 'n normale seentjie wat groot geword het in Engeland. Hy het nog altyd 'n pa gehad wat hom ondersteun het en hom gedruk het en gemotiveer het en hom bygestaan het. En definitief was sy pa ook daai dag by hom gewees met hierdie belangrike wedloop. En Derek bevind homself in die blokke saam met die ander manne, hulle is reg om weg te spring. En die geweerskoot gaan af. En hulle begin hardloop. En alles gaan goed. Derek bly by hoe hy beplan het om te hardloop en hy doen goed. Hy bly by die ander atlete, hy raak nie agter nie, hy hardloop ook nie ver vooruit en maak homself moeg nie. Hy los net genoeg dat hy daai laaste stukkie alles kan gee om voor te eindig. Maar so 150 meter in die wedloop en voor hy by die laaste draai kom, gebeur daar iets wat niemand ooit sou verwag het nie. Ewe skielik begin Derek se liggaam briek aanslaan. En hy begin hop. En na 'n paar hoppe lê hy op die grond. Derek het sy hamstring geskeur. En die kamera bly op hom gefokus en almal hardloop verder. Die atlete is al lankal klaar, hulle weet al lankal wie het gewen en wie's deur finale toe, maar Derek lê net op die grond. En die mediese personeel besluit hulle gaan hom toe kom help en die manne met die stretchers kom nader en hulle wil hom help, maar hy besluit hy gaan opstaan en hy gaan klaarmaak. En hy hop. En hy hop en hy hop om die laaste draai en hy kom by die finale stryd wat hy moet hardloop om klaar te maak. En ewe skielik kom daar 'n man uit die skare uitgebars. En die sekuriteit veg om die man terug te hou, want die man mag nie op die baan wees nie, maar die man veg. En hy kom deur en hy kom tot by Derek. Hy gryp Derek se arm, sit dit om sy nek en hy gryp vir Derek om die sy en so loop hy saam en hy dra vir Derek oor die wenstreep. Daai man was Derek se pa. Sy pa was daar om hom oor die wenstreep te dra, toe hy dit nie self kon doen nie. In julle Bybels in Filippense 1:6 sê die skrif, omdat ek juis hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Paulus, een van die beste skrywers in my opinie wat nog ooit geleef het, onder die inspirasie van die Heilige Gees, skryf dat God wat hierdie plan van verlossing in my en u lewens begin het, hy sal dit volëindig. Die Griekse woord vir volëindig is epitelestei en dit word vertaal as om te volbring, om klaar te maak of om perfek te maak. So God wat hierdie plan in ons begin, hy sal dit perfek maak tot op die dag van Jesus Christus. So ruk terug, bevind ek myself in 'n situasie waar ek 'n bietjie introspeksie doen op my eie lewe en ek evalueer die wandel wat ek al saam met God gehad het van my bekeringsdag af. En ek dink terug aan die goed waarmee ek toe gesukkel het en die nuwe mens wat God my kom maak het en hoe hy my gehelp het om keer op keer die goed in my lewe te oorwin. En so kom ek op 'n punt waar ek dink aan my huidige situasie, my huidige lewe, en ek dink aan die goed waarmee ek nou nog sukkel.
As dit en dit gebeur, raak ek nog steeds kwaad. As hierdie gebeur, raak ek nog steeds ongeduldig of frustreerd. En ek besef toe, maar hierdie is goed waaroor ek bid. Dis goed waaroor ek vir die Here vra, help my asseblief, ek wil nie so wees nie. Maar ek bevind dat hoe meer ek daaraan dink en hoe meer ek daarop fokus, hoe meer sukkel ek met dit. Hoe meer frustreerd raak ek. Hoe meer kort van die meer raak ek. En ek kom op 'n punt waar ek myself vra, is dit nou al wat gaan gebeur? Is dit hoe ver ek gaan kom in hierdie wandel saam met God? En ek besef toe, maar nee, daar moet 'n doel wees. Daar moet 'n doel wees vir hoekom God my kom red het 'n paar jaar terug en hoekom hy in my lewe al klaar so groot wonderwerke kom doen het. En ek besef toe, daar moet meer wees. Daar moet meer wees. In die boek Gelykenisse van Christus, bladsy 69, word verwys na die gelykenis van die halm en die aar, wat ons vind in Markus 4 vanaf vers 26. En in die boek Gelykenisse van Christus staan daar, Christus wag met reikhalsende verlange om hom in sy kerk te openbaar. Wanneer die karakter van Christus ten volle in sy volk verskyn, dan sal hy kom om hulle as sy eie te neem. Dit is die voorreg van elke Christen, nie net om na die koms van die Here Jesus Christus uit te sien nie, maar ook om dit te verhaas. En dis 'n verwysing na 2 Petrus 3 vers 12 toe. Dit gaan verder en sê, as almal wat sy naam bely, vir sy verheerliking vrugte sou dra, hoe gou sou die hele wêreld nie meer die evangelie saad besaai wees nie. Die laaste groot oes sou spoedig ryp wees en Christus sou kom om die kosbare graan in te samel. Dis oor ons nog nie sy karakter het nie, dat hy nog nie gekom het nie, volgens die stuk. En net voor 2 Petrus 3:12 wat aangehaal word, vind ons 2 Petrus 3:9 wat verwys na die wederkoms en sê dat Christus lankmoedig is teenoor ons. En dis hoekom hy nog nie gekom het nie. Hy wil nie hê dat een van ons verlore moet gaan nie, maar dat elke een tot bekering moet kom. So hier is die verwagting. Ons moet Christus se karakter hê. Maar hier is die realiteit. My vraag is, hoe kom ons van hier tot hier? In die boek Joël hoofstuk 2, blaai asseblief saam met my in die Bybels daarna toe, ons gaan 'n goeie tydjie van vandag hierso spandeer. Maar in die boek Joël hoofstuk 2 in vers 23 sê die Bybel, en julle kinders van Sion, juig en wees bly in die Here julle God, want hy gee julle die leraar tot geregtigheid en laat op julle neerdal die reën, die vroeë reëns en die laatreëns, soos voorheen. En as ons die hele boek Joël gaan lees, sien ons hierdie verhaal van hierdie springkans swerm wat gestuur gaan word om te verwoes en so meer, maar ons sien dat daar hoop is, want ons 'n uitnodiging tot bekering, en waar vers 23 verskyn is in die stuk wat praat oor hierdie belofte van oorvloed, wat God vir sy volk wil gee. En ons sien hierdie belofte van die reëns en die restaurasie van reënval, wat God aan hulle wil gee. Maar as ons verder lees, voor ek daartoe gaan, ons moet eers verstaan wat beteken die vroeë en die laatreëns. Want dit is krities as ons die res van die boek wil verstaan. Die vroeë reëns val in herfs. As jy nou gaan kyk in die Midde-Ooste, in die tydperk wanneer die boek geskryf is en die wat daar bly, in herfs verwag hulle dat die vroeë reëns gaan val. So voor dan moet die boer sy saadjies in die grond hê. Wat die vroeë reën dan doen is, hy maak die grond sag en hy ontkiem die saadjie
sodat die saadjie kan begin groei. Hierdie is nou net landbou wat ek van praat. Dan gaan nou 'n paar maande verby en die saadjie groei, die plant groei en hy kry vrugte, maar hier in lente, dan val die laatreëns. En die laatreëns val swaarder en sterker as wat die vroeë reëns geval het. En die doel van hierdie laatreëns is om die vrugte wat daar is, ryp te maak vir die oes. En dit is krities dat ons hierdie onthou, want dit is ons model wat ons gaan gebruik as ons hierdie skrif vandag wil verstaan. Nou as ons verder gaan lees na die belofte van die vroeë en die laatreëns in vers 23, sien ons wat die gevolge gaan wees van hierdie reëns. Dit praat van hulle dorsvloere gaan vol koring wees en die mos en die olie gaan oorloop. Maar ons fokus vandag is op vers 28 en 29. Daar sê die skrif vir ons, en daarna sal ek my gees uitgie, dis nou God wat praat, op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, julle jongelinge gesigte sien, en ook op die diensknegte en op die diensmaagde sal ek in die dae my gees uitgiet. En daarna praat hy van wondertekens tot en met vers 32. As ons spring na die Nuwe Testament toe in Handelinge 2, vind ons iets merkwaardigs wat gebeur. God se gevolgelinge is in die bokkamer saam, hulle is besig om eendragtig te volhard in gebed, en die Heilige Gees word op hulle uitgestort. Hulle ontvang tonge van vuur en hulle begin spreek in ander tale, en aan die einde van die hoofstuk sien ons hoe omtrent 3000 mense bekeer en gedoop word. Merkwaardig. En in die middel van hierdie hele verhaal kry Petrus 'n spreekbeurt. Want die wat daar was en het gesien het gesê, maar hierdie mense is dronk. En Petrus sê, nee, hulle is nie dronk nie. En hy begin vir hulle verduidelik wat hier aangaan. En neem nou in ag, dit is nie Petrus se eie interpretasie nie. Petrus is gevul met die Heilige Gees. En in Handelinge 2 vers 17 verwys Petrus na iets. Hy verwys terug na Joël hoofstuk 2 toe. Meer presies te wees, Joël 2 vers 28 tot 32, en hy sê vir hulle, daai waarvan Joël gepraat het, dit is presies dit wat vandag in julle teenwoordigheid plaasgevind het. Die uitstorting van die Heilige Gees. Die apostoliese kerk het die vroeë reëns ontvang. En hoekom kan ek sê dis die vroeë reëns? Want onthou nou ons model, die vroeë reën ontkiem die saad. Die Heilige Gees wat uitgestort was op Pinkster, het die evangelie saad ontkiem en uitgegaan in die wêreld, en God se kerk het begin groei en begin vrug dra. Dit was die vroeë reëns gewees. Maar as ons teruggaan na vers 23 toe in Joël 2, sien ons dat daar nog reën is wat beloof word, en dit is die laatreëns. Nou neem in ag, wanneer volgens die model, wanneer die laatreëns kom, dit is net voor die oes. So ons glo, net voor die oes, die groot oesdag, die volëinding van die wêreld, gaan God weer sy Heilige Gees uitstort, soos wat ons op Pinkster gesien het. En so gaan God se kerk die vrug dra wat hulle moet, en die werk klaarmaak wat gemaak moet word vir sy koms. Dit is die belofte wat ons het. Maak dit sin? OK. Nou dit is die vroeë en die laatreëns op 'n korporatiewe vlak, op die kerkvlak. En is vreeslik belangrik en krities om dit te verstaan en te ken, maar dit is nie ons hooffokus vandag nie. Ons hooffokus vandag is op my verwagting wat ons het, Christus se karakter wat ons in ons eie lewens moet weerspieël. So die fokus is op my en op u as individu. Net soos wat die vroeë en die laatreëns beloof word vir die kerk, val dit ook op elke individu se eie lewe. In die boek Testimonies to Ministers and Gospel Workers, bladsy 506, staan daar,
Die Here gebruik hierdie werkinge van die natuur om die werk van die Heilige Gees te verteenwoordig. En dis nou verwysing na die vroeë en die laatreëns toe. Soos die dou en die reën eers gegee word om die saad te laat ontkiem, die vroeë reëns, en dan om die oes ryp te maak, die laatreëns, so word die Heilige Gees gegee om van een stadium na 'n ander die proses van geestelike groei voort te dra. En dit gaan verder om te sê, die rypwording van die graan verteenwoordig die voltooiing van die werk van God se genade in die siel. So die graan wat ryp word, is die voltooiing van die werk van God se genade in ons siele. Deur die krag van die Heilige Gees moet die morele beeld van God in die karakter vervolmaak word. Ons moet heeltemal verander word in die gelykenis van Christus. En dit is die doel. Dit is die werk wat die Heilige Gees in elkeen van ons se lewens doen. Hy kom aanvanklik in ons lewens in as ons hom toelaat en hy ontkiem in ons hierdie liefde vir God. En hy stap saam met ons 'n pad en hy help ons om te groei, hy help ons om vrugte te dra. En aan die einde van die dag vul hy ons en hy maak ons ryp vir die oes. Dis op die individuele vlak. Nou wat krities is om te onthou, is dat as jy die laatreëns wil ontvang, moet jy eers die vroeë reëns ontvang. Want as die laatreëns val en ons niks vrug om ryp te maak nie, dan is daar niks wat dit kan doen vir jou nie. Jy moet beide die vroeë en die laatreëns ontvang. Net soos die boer beide die vroeë en die laatreëns moes ontvang vir hom om te kon oes en 'n suksesvolle oes te kon gehad het. In die boek Laaste Events, die laaste paragraaf op bladsy 195 staan daar, dat as ons meer lig wil hê, moet ons wandel volgens die lig wat ons klaar ontvang het. En dit gaan verder en sê, as ons nie daagliks groei in ons wandel met Christus nie, gaan ons dit nie kan erken wanneer die laatreëns uitgestort word nie. Die laatreëns gaan val op die harte van die mense rondom ons en ons gaan dit nie kan erken nie. En nog erger as dit, ons gaan dit nie ontvang nie. Dis nou 'n baie hoë standaard en 'n baie moeilike taak. Die vraag is, wat doen ons in die proses? God is die een wat vir ons die Heilige Gees gee, maar wat doen ons in die proses? Weer in Joël hoofstuk 2, as ons gaan na vers 13 toe, skryf Joël en hy sê, en skeer julle hart, en nie julle klere nie, en bekeer julle tot die Here julle God, want hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en een wat berou het oor die onheil. En dit is vir ons snaaks om te dink hoe Joël vir ons sê, ons moet ons harte skeer en nie ons klere skeer nie, maar as ons nou 'n bietjie teruggaan in tyd, sien ons 'n Jood, as hy gerou het of baie hartseer was oor iets, dan het hy sy klere geskeer om vir almal te wys dat hy is nou hartseer. Maar Joël besef dat dit maklik gedoen kan word sonder dat daar werklik iets in jou hart gebeur. Ek kan baie maklik hier voor julle staan met 'n lang gesig en maak asof ek vreeslik hartseer is, maar in my hart het ek nie werklik bekeer nie en ek voel nie werklik hartseer oor dit wat ek gedoen het nie. Daarom skryf Joël en hy sê, skeer julle harte, bekeer opreg in julle harte en nie net uiterlik nie. Want God ken ons harte, hy ken ons motiewe, ons kan hom nie bluf nie. En wat saam met bekering gaan, is die woord belydenis. In 1 Johannes 1 vers 9 sê die skrif, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. So nie net vergewe God ons sondes nie, maar hy doen dit want hy wil ons reinig van alle ongeregtigheid. Hy wil ons skoon maak. Blaai asseblief saam met my in die Bybels na die boek Timoteus. In 2 Timoteus hoofstuk 2,
skryf Paulus in vers 20 en hy sê, maar in 'n groot huis, en hy verwys hier na die kerk is hier die groot huis, is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en erdewerk, en sommige tot eer, maar ander tot oneer. En die voorwerpe waarna hy verwys, is mense. Hy sê, in God se kerk is al mense wat daar is, sommige tot eer, maar ander tot oneer. Maar kyk wat mooi is wat hy doen is Paulus plaas die fokus hier op die materiaal, en nie op die voorwerp self nie. Hy sê nie vir ons, hierdie een voorwerp is 'n beter voorwerp as die ander een nie. Hy fokus op die intrinsieke waarde van die voorwerp. Sy waarde lê in sy basiese natuur en in sy karakter. Goud is meer waardevol as hout. As dit nou 'n lepel is, 'n goue lepel en 'n houtlepel, as gevolg van sy waarde, sy karakter, is hy meer werd. Maar Paulus skryf verder in vers 21 en hy sê, as iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees. Geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. En hy sê vir ons, daar's kinders in God se kerk wat nie sy karakter het nie, wat die verkeerde karakter het, maar daar's hoop. Want hulle kan gereinig word, hulle kan bekeer. En wat my baie mooi is in die skrif vind ons keer op keer, baie keer, hoe dan nou ons as mense toe verwys word as voorwerpe. Maar die Engelse woord is baie mooier en meer beskryflik. Die Engelse woord is vessel. En as ons nou kyk, hierso het ek 'n voorwerp, gelukkig. Dankie aan die diakonesse. Wat is die doel van 'n voorwerp? Om gevul te word. Spesifiek die voorwerp nou. Maar as ek nou kyk na die voorwerp, en wat se kondisie moet hierdie voorwerp wees, voor ek hom met iets baie waardevols kan vul? Hy moet leeg wees. Kan hy onderste bo wees? Krities. Hy moet oop wees, aanvanklik om te ontvang. Hy moet leeg wees, en die belangrikste van alles, hy moet skoon wees. As ek iets waardevols hier binne gaan sit, en die ding is vuil, dan help dit nie, ek sal daai waardevolle ding in hom nie. En as ek 'n hamer vat, 'n hamer is 'n voorwerp, sy doel is om 'n spyker in te slaan. As ek 'n hamer vat, en ek krap my rug met hom, kom ons sê die hamer het emosies gehad, gaan hy baie gelukkig wees? Nee, want dis nie sy doel nie. Maar as ek 'n spyker vat, en ek gee hom een harde hou, dat hy perfek reguit ingaan, dan gaan hy hamer baie goed voel. Ons is voorwerpe wat geskep is met die doel om gevul te wees met God en om sy beeld te dra, en ons gaan werklik eers ons waarde beleef wanneer dit so is, wanneer ons dit doen waarvoor ons geskep is, en wanneer ons gevul is met dit wat ons moet mee gevul wees. God wil ons vul met sy Heilige Gees. Maar hier is die probleem. Ons is vuil. En dis wat mooi was van die illustrasie, dankie my vrou. Ons is vuil, en hoekom is ons vuil is die groot vraag. Kom ek sê vir u hoekom, en ek gaan dit doen deur een voorbeeld te gebruik. Daar kan baie ander voorbeelde wees, en as hierdie voorbeeld op u vandag u hartsnare roer, dan is ek dankbaar. Maar kom ons sê, u kom nou op 'n Saterdag aand, en u is nou lekker moeg. Dit was 'n lang week, en u is nou uitgeput. Baie keer sê ons vir onsself, ek gaan nou bietjie voor die TV gaan sit. Ek verdien dit. Die week was lank, ek verdien dit nou regtig. En wat doen ons dan? Sit ons op 3ABN of Homebase of Hope Channel? Nee. Ons gaan na Netflix en Showmax en DStv en so meer wat ook al die wêreld het vir ons om te bied. En ons besluit, ek gaan nou hierdie kyk.
En terwyl ons kyk, raak ons honger. En wat eet jy nou terwyl jy Netflix kyk? Broccoli. Nee. Ons vul ons breine en ons verstande met gemors, en ons gaan kas toe, en ons vul ons liggame met gemors. Dis nou net 'n voorbeeld, daar's klomp ander maniere hoe ons dit doen, maar ons spandeer tyd in die wêreld, en ons verwag om nie soos die wêreld te lyk nie. Ons maak onsself vuil, en verwag om Christus se karakter te hê. Maar ons hoop. In 2 Korintiërs hoofstuk 3, skryf Paulus weer, in vers 17, en hy sê, die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En voor in die hoofstuk praat Paulus, en hy kontrasteer hierdie vlees op die kliptafels, die 10 gebooie, met die vlees op die hart, op die vlees, die wet op die kliptafels, met die wet op die vleestafel op die hart. En hy doen dit nie om te sê die wet op die kliptafel moet ons nie aan aandag gee en ons moet wegdoen met hom nie. Hy doen dit om te sê dat solank as wat die wet net op die kliptafel bly en nie in die hart en ook kom nie, dan is jy dood. Dan het jy nie lewe nie, die wet moet op die hart ook wees. En hy gaan verder en sê, daar waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En nie vryheid van die wet nie, nie vryheid van tronkstraf nie, vryheid van die slawerny van sonde. Vers 18 sê hy, en dit is krities, en terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Die doel van God se verlossingplan is om homself in ons te openbaar, om die beeld wat hy vir die mensheid te kom herskep. Want ons sonde het daai beeld kom vernietig. Maar kyk wat pragtig is hierso. Hy sê, hy onbedek, hy haal hierdie bedekking van ons gesigte af, sodat ons hom kan aanskou. En wat gebeur as ons hom aanskou, as ons vir Christus aanskou? Hy sê, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld. As ons die wêreld dophou, wat Jakobus sê, vriendskap met die wêreld is vyandigheid met God, as ons dit dophou, dan word ons soos die wêreld. Maar as ons toelaat, dat God hierdie bedekking van ons gesigte afhaal, en ons hom aanskou, dan word ons verander in daai beeld. Van heerlikheid tot heerlikheid, so dis 'n progressiewe ding wat gebeur, en hy sê, as deur die Gees, deur die Here wat die Gees is, hy doen die werk in ons. So daar's 3 punte. Ons het die verwagting, God se karakter. Die eerste 3 punte. Ons moet bekeer. Ons moet bely, en ons moet vir Christus aanskou. Ons moet tyd saam hom spandeer. In Sagaria 10 gee hy vir ons nog 'n belangrike ding wat ons moet doen. In Sagaria 10 vers 1 skryf Sagaria en hy sê, bid tot die Here om reën in die tyd van die laatreëns. Die Here maak die weerligte en hy sal aan hulle 'n stortreën gee, plante op die veld aan ieder een. Bid tot die Here om die reën. En wat se reëns? Die laatreëns. En wat se tyd? In die tyd van die laatreëns. Volgens ons model, wanneer is dit? Die oestyd. Die volëindiging van die wêreld. Ons glo vas, ons lewe aan die einde van tyd. Maar ons moet bid vir die laatreëns, om uitgestort te word op ons, dat ons hierdie werk kan voltooi, wat ons moet doen. In Lukas 9, vers 11 tot 13, praat Jesus oor as 'n seun na sy pa toe kom en hy vra vir hom vir 'n brood of 'n vis en so meer, en die pa gee nou wat se pa sal vir hom 'n klip of 'n slang of 'n skorpioen of so gee. Maar Jesus sê iets baie krities aan die einde van daai stuk. Hy sê,
as julle wat sleg is, weet hoe om goeie geskenke aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. As ons die Heilige Gees wil hê, moet ons vir hom vra. Verwagting. Ons moet Christus se karakter weerspieël. Hoe kom ons daar? Die laatreëns, die vroeë reëns en die laatreëns. Ons het beide nodig. Wat moet ons doen? Bekeer, bely, aanskou vir Christus en bid. En bid. En dan mag dalk hier van u wees vandag, wat al vir jare in die kerk sit, en net 'n meganiese godsdiens het. Elke week na die kerk toe kom, want dit is hoe u groot gemaak is. Maar u het nog nooit die Heilige Gees toegelaat om werklik in u 'n nuwe mens te skep nie. U het nog nooit die uitstorting van die Heilige Gees, die vroeë reëns ontvang nie. En ek nooi u uit vandag om daai besluit te maak. Om vir God toe te laat om in die hart te werk om dit te doen. En ek doen dit nie om u te manipuleer en te sê, kyk, al kom hierdie groot oes en dit gaan verwoesting wees as jy nie nou vandag hierdie besluit maak wat ek vir jou sê jy moet maak nie. Ek sê dit want ek weet opreg dit is die beste besluit wat jy in jou lewe gaan maak. En selfs al is jy nie al jare in die kerk, dit is jou eerste keer vandag, jy word ook uitgenooi om my besluit te maak. En vir die van u wat weet, u het al die vroeë reëns ontvang, die Heilige Gees werk al in u hart, werk al in u lewe en u het al vrug in u lewe. Ek nooi u uit, doen daai 4 goed. Bekeer, bely, aanskou vir Christus en bid vir die Heilige Gees. Dit sal u lewe drasties verander. En is so maklik soos om in u gebedtyd te sê, Here, vul my asseblief met u Gees. En as u dit nie gaan doen of kan doen nie, wys my asseblief wat dit verhoed. Reinig my, dat ek aanvanklik kan wees om dit te kry. Derek het nie besluit om te bly lê toe hy gesukkel het nie. Hy het besluit, hy gaan opstaan en hy gaan ten minste hop. Sy pa is die een wat hom oor die wenstreep gedra het. Net so is God die een wat vir my en vir u oor die wenstreep gaan dra. Ons kan dit nie self doen nie. Maar ons moet ten minste net hop. Amen.